Goeiedag, ek nooi jou uit om saam met my stil te word in die teenwoordigheid van die Here. So terwyl ons so stil word, wil ek hê jy moet dink aan jou gunsteling koppie koffie. Nie die haastige een by die petrolstasie nie, maar die een wat jy doelbewus maak. Die een wat die bone gemaal word en die melk gestoom word. Eerste prys is as jy dit dan ook kan geniet terwyl jy dit drink en dat jy nie nodig het om dit net af te sluk nie. 'n Goeie koppie koffie vra tyd en dat jy dit geniet. Koffie wat jy moet afjaag is nie koffie nie. Dis juist hoekom ons van koffiebreuke praat. Koffie kort sy eie tyd. Ons leef egter dikwels ons geloofslewe soos kitskoffie. Warm water, roer, sluk en gaan. Tog wys Handelinge 2 vers 41 tot 47 vir ons 'n ander tipe leef met God ritme. Die teks skets vir ons 'n prentjie van mense wat hul tyd inrig om ongejaagd tyd saam met God te spandeer. Hierdie tyd saam met God vorm hulle menswees, hulle aroma, hulle geur. Handelinge 2 beskryf die geboorte van die kerk. En as ons daardie woord gebruik, besef ons dat dit nie programme en strukture is wat daardie dag geloods is nie. Die begin van die kerk is die storie van hoe God mense se lewens verander het. Deel van die verandering is dat hierdie mense ander lewensgewoontes aangeleer het. Vers 42 vertel ons meer van hierdie lewensgewoontes. Hulle het hulle toegewy aan die leer van die apostels, die gemeenskap, die breking van die brood en die gebede. Die sleutelwoord vir my hier is toegewy. Dit dui op volharding, om mense wat nie net opdaag wanneer hulle so voel nie, maar konsekwent aanhou opdaag vir God en mekaar. Toegewy wys na 'n vasbyt keuse. Mens kry die idee dat hulle nie net af en toe by God aangedoen het nie, maar eerder hulle hele lewe gebou het om die tyd wat hulle met God spandeer en daarom geleef het vanuit die bewussyn van God se teenwoordigheid. Hierdie tyd wat hulle vir God geprioritiseer het, het spesifieke gewoontes ingesluit. Hulle het saam geleer oor wie God is. Hulle het saam gekom om in gebed met God te praat. Hulle het saam brood gebreek om te onthou wat Jesus vir hulle gedoen het. Hulle het saam God se grootheid gevier deur om te loof en hom te aanbid. Hierdie gewoontes vorm saam hul ritme met God. En verder lees ons in vers 46, hulle het elke dag eengesind in die tempel volhard. Dinge wat ons elke dag doen, vorm ons die meeste. Vir hierdie eerste gelowiges was tyd met God nie 'n bysaak nie. Dit was 'n vormende praktyk. Die vroeë kerk het verstaan, verhouding met God groei nie in intense eenmalige gebeurtenisse alleen nie, maar deur God in die normale ritme van ons lewe te integreer. Tyd toe te staan om gevorm te word deur sy genadige en liefdevolle teenwoordigheid in ons alledaagse lewe. Ons weet dit eintlik reeds. Verhoudings verdiep nie deur groot gebare alleen nie, maar deur konsekwente teenwoordigheid. 'n Vriend wat elke week saam met jou koffie drink, ken jou beter as iemand wat jy net een keer 'n jaar sien. Baie van ons voel verwyderd van God. Nie omdat ons nie glo nie, maar omdat ons nie werklik 'n vriendskap met God het nie. Ons glo en bedoel goed, maar ons skep selde die tyd en ruimte waar God ons kan verras en stilmaak en konfronteer. So Handelinge 2 nooi ons terug na 'n eenvoudige waarheid. Ons verhouding met God verdiep as ons opdaag vir 'n metaforiese koffie saam met God. 'n Afspraak met hom, waar ons van hom leer en met hom praat en onthou wat hy vir ons gedoen het en ons verwonder in sy goedheid en sy grootheid. Die uitnodiging om koffie saam met God te gebruik, gaan natuurlik nie oor koffie nie, maar oor jou verhouding met God. Verhouding as vriendskapsverhouding. Om te besef,
Ons kan daagliks 'n afspraak met God maak. Wat help is as ons 'n vaste tyd kies, soos 'n koffieafspraak, dat ons daardie afspraak, soos hopelik met ander, ons foon afsit en regtig teenwoordig sal wees. Jy hoef nie elke dag 'n geestelike hoogtepunt te hê nie. Koffie is nie elke dag uitsonderlik nie, maar selfs die gewone tye saam bou 'n verhouding. Handelinge 2 wys vir ons hoe mense se lewe diep verander het. Nie eenmalig nie, maar dat hulle 'n hele ander manier van leef saam met God ontdek het. As jy vandag verlang na 'n lewe in oorvloed, hoef jy nie harder te probeer nie. Begin net wees. Wees by en saam met God. Sit die ketel aan. Maak tyd. Maak koffie. Drink jou koffie saam met God. En laat jou verhouding met hom verdiep. Bid saam met my. Wees stil en weet, ek is God. Wees stil en weet, ek is. Wees stil en weet, wees. Amen.